Ons speel tans in Getroud met Rappie, ek en Sean, ek speel Sasha Richter. Sy baie interessante karakter, baie komplekse karakter en sy raak verlief op Reitz in die storie. Sy het eintlik oorspronklik uitbegin as 'n villain in die storie. En toe moes sy mense misbruik en toe die ene wat sy gebruik het was Reitz Becker, wat Sean's vertolk. En ja, en dan raak Sasha verlief op hom en dan gaan haar hele lewe deur 'n verandering. Sy kry half soos 'n wat mense dit 'n engeltjie op haar skouer harder gepraat as die duiweltjie. Epiphany, dat is sy. Sy gaan deur 'n epiphany. Ja, en ek speel die rol van Reitz Becker. Hy en sy hele familie het al die pad van Bloemfontein afgetrek. Skalk Brandt, wat die afrigter van die stryders is, het vir hom gekontak en hy het nou toe saam met sy familie opgetrek en hy speel nou vir die stryders. En ja, hy is oorspronklik sy perfekte posisie is om losskakel te speel en dan gaan hy ook deur die proses en hy vind uit dat nee, dit is nie eintlik die posisie wat hy wil speel nie, maar hy wil eintlik heel agter speel. En dan raak hy ook beste vriende met die persoon wat hy eintlik gedink het sy grootste vyand is. En ja, soos Sasha, wel Anja, so genoem het, dan raak sy en Reitz verlief op mekaar. En dan is daar so 'n paar kinkels in die kabels en dan vind hulle mekaar weer. Wel, ek het laas jaar het ek by die Universiteit van Stellenbosch het ek drama geswat en ek was bevoorreg om 'n audisie te kry vir Getroud met Rugby einde laas jaar. En toe doen ek die audisie en ek was baie bevoorreg om dit te kon kry. So ja. Ek het ook geswat, uiteindelik musical theater geswat, vir 4 jaar in Pretoria. En ja, ek het in 2012 klaar gemaak en toe het ek in teaterstukke gespeel. Toe het ek Kaap toe getrek en ek wou 'n bietjie meer in die filmbedryf in beweeg. En toe het ek ook 'n filmaudisie ingestuur vir 'n video ingestuur vir Getroud met Rappie vir die rol van Sasha Richter. So ja, nou is dit so. Weet jy, ek kan regtig myself niks anders doen nie. Ek het geweet vanaf ek klein was, dit is presies wat ek wil doen. En ek het altyd gesing en flieks gekyk. So dit moes iets in die kunste wees. So, ja, ek weet nie. Solank ek net kreatief kan wees, dink ek. Ek dink sy is baie goed modelwerk ook gedoen het. As jou spel waar nie uitgewerk het. Maar ja, ek was ook van kleins af, daar's klomp goed wat ek wou gedoen het. Ek meen, ek wou 'n dokter word, ek wou 'n veearts word. Daar was sulke klomp goeders wat my kop my na toe gevat het, maar dit is goed wat nie sou gerealiseer het nie, maar een ding wat ek sou gedoen het as ek nie in die vermaaklikheidsbedryf was nie, is om 'n onderwyser te word, want ek het 'n baie groot passie om met mense te werk en veral in die drama-industrie is om toneel te skep en te skryf en die regie self te doen. En so ja, ek dink as ek nie getroud gevind het nie, sou ek onderwys gedoen het. Ek dink jy sou model kon doen. Ja. Baie ideale. Ek dink op die oomblik fokus ek net op Getroud met Rappie vir nou. En jy weet, kyk waarheen dit gaan. Natuurlik, ons kunstenaars soek altyd 'n nuwe uitdaging of 'n nuwe rol wat jy kan speel. Jy weet, ons is nogal baie besig by Getroud met Rappie, maar as jy aftydjies het, jy weet, kan jy 'n kortfilmpie doen of teaterstukkies. Ek sal net wil meer groei in my craft en net meer karakters leer ken of jy weet mense bestudeer. En ja, ek sal ook graag bietjie wil werk aan musiek. Ek hou baie van sing, so ek dink ek wil net werk om beter te word en Ja.
Nee, ek stem 100% saam. Omdat ek meer uit 'n teater agtergrond kom, sal ek ook baie graag meer teaterwerk wil doen. My grootste droom is om baie graag saam met Christian Olwagen te werk en akteurs soos Sandra Prinsloo en Stian Bam en Marius Weyers en Wessel Pretorius wat nou ontsettend baie goed doen in teater. En ja, ek stem 100% saam met Andia oor om net te groei en beter te wil word in wat jy reeds, want wat jy nou het, voel ek is eintlik maar net 'n saadjie wat jy nou plant en jy gooi maar elke keer net water op hom en hy groei en hy groei en hy groei en dis maar hoe jy bou aan jou toekoms as 'n kunstenaar, wil ek amper sê. Ja, mens kan nooit eintlik ophou leer nie. Ophou leer nie, dis altyd challenging. Ja.